Hallo julle, vir geskiedenis gesels ons 'n bietjie vandag oor vervoer in die lug. Nou dit is die laaste tipe vervoer wat ons oor gaan gesels vir die kwartaal. Ballonne en lugskepe, warm lugballonne. Nou dit was die eerste voorwerpe wat mense in die lug kon dra. Warm lugballonne gebruik warm lug om dit van die grond af te lug. En indien jy bevoorreg was om al dit te beleef, is jy baie gelukkig. 'n Spesiale verwarmer blaas warm lug in die ballon se sak en 'n paar passasiers kan in die mandjie onder die ballon reis. Nou warm lugballonne is eintlik baie groter as wat hulle op foto's lyk. Die wind waai warm lugballonne aan en hulle is soos vlotte in die lug. Onthou, vlotte is vervoer op water en dit was een van die eerste soort watervervoer. Dan kry ons die lugskip. Nou lugskepe is soos warm lugballonne, maar hulle het 'n engine. Nou in plaas van warm lug gebruik lugskepe gas wat waterstof genoem word. Waterstof is ligter as lug en waterstof lig die lugskip in die lug op. Baie lig in daardie sin. Die passasiers reis in 'n wa binne of onder die lugskip. Lugskepe kan lang afstande reis, so hulle kan verder reis as warm lugballonne. Dan die Wright-broers. Nou hulle was een van die eerste mense wat 'n vliegtuig ontdek het en hulle vliegtuig kon 37 meter vlieg. Dit klink min, maar toe daar nog geen vliegtuie was nie, was dit 'n groot prestasie gewees. Dan helikopters. Nou voordele van helikopters is dat dit 'n baie nuttige soort lugvervoer is om kort afstande te reis. Hulle het nie 'n groot lughawe en 'n lang aanloopbaan nodig nie. Die nadele is die meeste helikopters is nogal klein en kan net 'n paar passasiers dra. Onthou, voordele is dinge wat goed is. En nadele is dinge wat nie so goed is nie. Reg, en ambulanse en polisie maak ook gebruik van helikopters om hulle dienste te lewer. Dan kry ons stralers. Nou 'n straler engine is 'n sterk engine wat dinge vinniger laat beweeg. Vliegtuie met straal engines word stralers genoem. Stralers kan honderde mense dra. Sedert die 1960s is stralers die algemeenste soort vervoer waarmee mense oor die wêreld reis. Nou stralers lyk soos hierdie vliegtuig. Nou dit is basies net 'n normale vliegtuig of dit is hoe ons dit altans ken. Nou hierdie is 'n voorbeeld van die Boeing 747. Nou dit was die gewildste passasiersstraler in die 1970s. Dan kry ons ook 'n Airbus. Hierdie is die A380. Nou in 2005 het die Airbus sy eerste vlug gedoen. Dit is die wêreld se grootste passasiersvliegtuig. Jy kan soms sien deur te kyk net na die venstertjies. Dan kry ons ook supersoniese vliegtuie. Nou in die 1970s het 'n paar lande supersoniese passasiersvliegtuie ontwikkel. Nou supersoniese vliegtuie soos die Concorde kon meer as 2000 km/h gevlieg het. Nou dit is bitter vinnig. Nou die Concorde het 3,5 uur geneem om oor die Atlantiese Oseaan van Engeland na Amerika te vlieg. Gewone stralers, so gewone vliegtuie, neem gewoonlik 8 uur om dieselfde vlug te doen. So dit wys vir jou hoe vinnig hy eintlik was. Die Concorde het in 2003 ophou vlieg omdat dit te duur was. Die Concorde was die vinnigste passasiersvliegtuig wat nog ooit gebou is. En hier is 'n voorbeeld van die Concorde. Jy sal sien hy het 'n heeltemal ander vorm teenoor ander vliegtuie. Kom ons kyk na aktiwiteit 9. Hulle sê vir ons om die tabel hieronder te voltooi deur die verskille tussen 'n warmlugballon en 'n lugskip aan te dui. Nou wat is die vorm van die ballon? Vir die warmlugballon, dit is 'n onderste bo druppel, verskoon maar net die spelfoutjie. En dan vir 'n lugskip, dit lyk basies soos 'n sigaar.
Dit is lang en dun. Jy kan self sê dat dit basies lyk soos 'n rappiebal wat bietjie ovaal is. Nou hoe dit in die lug opstyg, warm lugballonne styg met warm lug op en lugskepe gebruik waterstof. Plek vir passasiers, vir die warm lugballon is die mandjie onder die ballon en vir die lugskip is die wa binne of onder die lugskip. Dan sê hulle vir ons vir aktiwiteit 10 dat ons 3 redes moet gee waarom helikopters gebruik word om kort afstande af te lê. Helikopters is nogals klein en kan net 'n paar passasiers dra en hulle het nie 'n groot lughawe en lang aanloopbaan nodig nie en hulle kan vinniger by die hospitale uitkom. 2. Watter 2 noodhulpdienste maak gebruik van helikopters? Die polisie en die paramedies. So dit is basies maar net die ambulanse. Reg, en dit is al vir vandag se lesie. So nou weet julle 'n bietjie meer oor vervoer in die verlede, vervoer op land, vervoer met diere, vervoer op water, as ook vervoer in die lug.